Ons praat vanoggend oor ons gedagtes. Ons gedagtes. En so baie van ons sukkel met gedagtes, nee. Ons kop hardloop en net weg met ons. Nou wie van ons het nog nie daai Bybelversie, eintlik is my gesegde deesdae, maar dit is 'n Bybelversie, gehoor wat sê, as a man thinketh in his heart, so is he. Daai inderdaad, as a man thinketh, so is he. In Afrikaans sê ons, soos 'n man in sy siel bereken, soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Dit staan in Psalm, Spreuke 23 vers 7 staan dit. So dit wat ons dink, het 'n invloed op wie ons is, en hoe ons uitlewe, en wat ons doen. So wanneer ons in ons siel iets bereken, dan is ons besig met gedagtes, want ons siel is mos ons verstand, en dit is mos ons wilskrag, en dit is ons emosies. So wanneer ons in ons siel bereken, dan is ons verstand besig, dan dink ons. En dan sien ons die laaste gedeelte van Spreuke 23 vers 7, dit gaan oor, as iemand jou nooi om te eet, en hy is 'n synige mens, dan moet jy nie gaan nie, want hy dink een ding, en hy voel 'n ander ding. Nou, die laaste deel van die vers sê vir ons, maar sy hart is nie met jou nie. So wat ons hier so duidelik kan sien, is dat wat in ons kop aangaan, het definitief 'n effek op ons hart, en op ons res van ons wese. Nou, as ons as mense in 'n gebroke wêreld, is ons gedagtes van nature maar sleg, en lei ons in die verderf in. En daarom het Paulus vir ons kom waarsku hier in Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. So wanneer ons gemoed verander is, en wanneer ons begin dink meer soos wat die Here wil hê ons bedink, dan kan ons begin toets en begin sien wat God se wil is vir ons, en wat sy plan is vir ons, en wat sy pad is vir ons. Nou die woordjie gemoed in die versie verwys na ons verstand. Die Engels sê, by the renewing of your mind. So dit verwys na ons verstand wat deel uitmaak van ons siel. En daarom moet ons dan seker maak dat ons nie toelaat dat ons gedagtes in lyn met hierdie gebroke en stukkende wêreld kan nie. Hierdie wêreld wat ons dan net in verderfing wil lei, uiteindelik na die ewige dood toe wil lei nie. Dan lees ons in Jakobus 1 vers 13 tot 16. Laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê hy word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, en wil jy kyk na die woord begeerlikheid, en daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En dan sê hy, moenie dwaal nie, my geliefde broers. Kom ons hou daarop gedagte. Nou die manier hoe ons in die afgrond ingeleid word, is deur versoekings. En versoekings begin baie dikwels by 'n slegte of 'n verkeerde gedagte. Ietsie wat jy dink, gedagtetjie wat opkom, en dit is baie keer nie die ware gedagte nie, maar dit is 'n gedagte wat opkom. En dan is dit mos nou ons as mens, wanneer so 'n slegte gedagte by ons opkom, dan wil ons dit mos nou rasionaliseer, ons onsself dan nou oortuig en vir onsself wys maak dat dit nie skadelik is nie, of dat dit nou niemand sal benadeel nie. Daai slegte gedagtes, ja. Alles is weer mekaar. Dit is 'n warboel hier in die kop. En dan wil ons onsself wys maak, dit is nie so erg nie. Maar later, en hoe langer ons hierdie gedagte dan koester, begin hierdie gedagte omskakel en word 'n begeerte. En ons lede van
hiervan gelees het. So hierdie gedagte loop in die kop rond, en dan word dit 'n begeerte. En dan daarna word daai begeerte 'n daad. En dan so leef ons met hierdie, so leef ons dan, dat daai begeerte wat begin het by 'n gedagte, en dan uit en ander daarin, word ons later dit dan ons dade regverdig teenoor onsself ook, en ook teenoor ander mense. Ons wil die gedagte ons eers regverdig, dat dit nie skadelik is nie, en dan as die daad nou daar kom, dan wil ons ook nou vertel, maar dit is nie so erg nie. Maar die vraag is, hoe verander, dit is ons eerste vraag, hoe verander ons dan hierdie patroon wat so dikwels in ons lewens voorkom? Nou wat is die patroon? 'n Gedagte kom op by ons, en voor ons kom kry, en dit gevorder tot by 'n begeerte, en dan soek ons dan die eerste en die beste geleentheid om daardie begeerte te bevredig met ons dade. En dan daarna voel ons goed, ons voel skuldig. Die oomblik is daai gedagte tot, Engelse woord sê fruition. Jakobus het gesê, as hy gedagte, hy begeerte ontvang het, dan voel ons gehoor en ons voel skuldig, ons voel skaam daarna. En dan neem ons onsself voor, nooit weer nie. Nee, nooit weer nie. Ons gaan nooit weer dieselfde struik trap nie. Maar net oor die volgende keer. Dan as jou voet nou maar weer in die gat, en dan as jy nou maar weer op die grond. En soms kom ons by daardie tydstip in ons lewe, daai plek in ons lewe, waar ons hierdie patroon begin agterkom, nee. Ons kom agter nie, maar ek staan en val. En dan besluit ons vooraf, nee, dit gaan nie gebeur nie, as die ding kom, dan gaan ek om teestaan. Kyk, ek gaan nog veg van hand en tand. En dan gaan weerstand bied. Maar ons weerstand is gewoonlik nooit sterk genoeg nie. En dan val ons maar weer in die versoeking, en die versoeking hou ons aantaart, en hou ons aanpor om verkeerde dinge te doen. Nou wil ek vraag, wie het al het so beleef in jou lewe? Toen dan is die een mens wat het nie beleef het nie, nee. Ons almal sukkel met hierdie ding. Ons vraag was gewees, hoe keer ons het om, hoe stop ons dit? En God kom en geef ons 'n oplossing, daar 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy sê, dan geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. So as die versoeking kom, dan gee God die uitkoms, sodat julle dit sal kan verdra. Nou, hier sien ons 2 goeders duidelik. En ons lees raak dat, eerstens, 'n versoeking is 'n menslike begeerte. En dan sien ons ook dan, dat, wat ons al gesien het, wat by gedagtes begin. So daai begeerte, daai menslike begeerte, het eerst by gedagte begin. En dan die tweede is wat ons wil sien, is dat geen versoeking, hoe groot ook al het vir ons lyk, en hoe ernstig het ook al vir ons is, en hoe swaar het ook al vir ons is groter as God nie. En dat ons, as ons fokus op hom hou, en ons gedagtes doelgerig op hom vestig, dat hy wel vir ons die uitkomst sal gee, en ook die wilskrag sal gee, die krag en die wilskrag sal gee, om het te weerstaan. Dan staan ons nie ons eie krag, ons eie krag, ons staan in sy krag. Nou soms is daar die uitkomst, bloot net om te vlug. Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So beteken is dit nodig dan om te vlug. Ons moet hardloop vir dit wat verkeerd is, maar dit is ook nodig dat ons God sal aanroep uit 'n rein hart uit. So ons moet die binnekant moet ons skoonmaak. Ons moet ons gedagtes moet ons regkry en lyn kry met die Here. Ander kere moet ons die lewe waarmee die vyand ons wil verlok met die waarheid van die woord beveg. Soos wat Jesus gedoen het. Hy het ons 'n voorbeeld gegee. Hy het hoeveel keer gesê, daar staan geskrywe. Maar dit beteken dat ons die woord sal beken om te kan sê, daar staan geskrywe, nee. Ons moet die tyd maak met die woord.
En ander keer is dit soms nodig dat ons 'n boetie of 'n sussie in Christus vra om ons by te staan. Om saam met ons te staan op hierdie pad wat ons wil bly. Of ons verantwoordbaar te hou. So ons het baie keer 'n bietjie hulp nodig daarvan. Ons moet egter onthou dat God is altyd sterker as enige gedagte wat ons in die versoeking wil lei. Hy het altyd die uitweg in die versoekingsgedagte. Ons moet net ons ore oopmaak en aanhou uithou gehoorsaam vir hom volg en volg waar hy ons wil lei. Ons gedagtewêreld is 'n oorlogveld. Ek dink Joyce Meyer het geskryf het, Battlefield of the Mind is 'n boek wat hulle geskryf het. So hierdie gedagtewêreld is 'n oorlogveld. Dit lees so baie keer die Here het ons nie geroep na 'n speelveld toe. To the playground, he's called us to the battleground. En dis waar die battleground is, tussen die ore. En om te oorwin op hierdie oorlog, moet ons beheer neem oor ons gedagtes. As ons gaan kyk na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, wat hy sê, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Dit wat die vyand wil optrek teen ons, in ons lewens, om dit neer te werp. Terwyl ons sy planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkom is. So ons moet beheer vat oor daardie oorlog tussen ons ore, deur ons gedagtes gevangen te neem in gehoorsaamheid aan Christus. Ons lees hier wel dat ons stryd wel nie, dat ons wel in 'n stryd is, maar dat ons nie hierdie stryd moet veg volgens die vlees en volgens vleeslike waardes nie. Want baie keer kom daardie versoeking deur 'n mens. Baie keer maak iemand jou kwaad. Die versoeking is om kwaad te word. Maar baie keer maak die mens jou kwaad en nou wil jy die ou voor die bors gryp. Maar dit is nie die geveg wat jy moet hê nie. Die geveg is jou gedagtes. So ons moet onthou dat ons nie die geveg in die vlees wil beklei nie, maar ons het deur gedagtes doen. Ons van elke gedagte gevange neem in gehoorsaamheid aan Jesus. En juist daarom is ons wapens dan kragtig deur God. Jesus het van die begin van sy bediening af, het hy mense geroep, en dan by implikasie het hy ook vir ons geroep om hom te volg. Kom ons lees 'n bietjie wat sê vir ons in Matteus 4 vers 18. Hy sê, terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see te gooi, want hulle was vissers, en hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle het dadelik die nette laat staan, en hom gevolg, en toe hy daarvandaan verder gaan sien het ander 2 broers, Jakobus die seun van Zebedeus en sy broer Johannes, sy broer, in die skei staan saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. Nou wat ons hier dit merkwaardig is, ons sien dat Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes was besig met iets. Hulle was besig in hulle dagtaak, en hulle het alles dadelik gelos, en Jesus gevolg in gehoorsaamheid. Net so moet ons ook, sodra ons agterkom dat ons gedagtes is besig om met ons weg te hardloop, en met ons skeef te trek in ons lewens, moet ons dadelik ingryp, en ons gedagtes gevange neem in gehoorsaamheid aan Jesus, en hom volg in ons gedagtes. Dan sê die woord vir ons ook vir ons, dat behalwe vir ons gedagtes gevange neem in gehoorsaamheid aan Christus, ons ook die dinge moet beding wat daar bo by Christus is, en nie die dinge van die wêreld nie. Ons moet nie vasgevang wees in hierdie alledaagse lewe nie, want dit is wat so maklik gebeur.
Ons word vasgevang in dit wat om ons aangaan, en dit wat ons sien om ons, en dan begin ons gedagtes rig volgens dit. En die Bybel sê, nee, moenie vasgevang word hierin nie, moenie vasgevang word in die omstandighede nie. Bedink die dinge wat by Jesus is, die dinge wat daar bo is, en nie die dinge van die wêreld nie. Ons lees in Kolossense 3 vers 2, sê ons daar baie duidelik, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. So ons het gesê, die eerste vraag wat ons gevra het is, hoe verander ons hierdie patroon van opstaan en val? Ons het gesien dat die Here kom gee vir ons uit die oplossing. Hy gee vir ons die uitkoms uit die versoeking uit, en hy gee vir ons die manier, die krag om dit te oorwin. Die tweede vraag wat ons mekaar vra, is watter gedagtes van dit wat daar bo is, wat ons dan bedink, as ons navolgers van Jesus is, want hy het ons geroep om sy navolger te wees. Terwyl ons dan elke gedagte gevangen neem in gehoorsaamheid aan Christus, en die dinge bedink wat daar bo is, bedink ons dan volgens, en dis die antwoord wat ons sê, volgens Filippense 4 vers 8, wat vir ons sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, en alles wat lieflik is, alles wat looflik is, watter deeg en watter hof daar ook al mag wees, bedink dit. Bedink dit. Nou dankzij die Heilige Gees wat in ons as navolgers van Jesus woon, en dat hy met ons voortdurend praat, en dankzij dat hy ons lei en ons help om God beter te leer ken en om te dien, het ons nou die krag om werklik soos navolgers van Jesus te dink en op te tree. Dit bly egter my broertjie en my sussie, dit bly egter ons keuse of ons dit gaan doen of ons dit nie gaan doen nie. Want dit is daar vir ons beskikbaar gestel. Maar ons is nie marionetpoppe nie. Die Here pluk ons nie rond nie. Dis jou besluit. Gaan jy hom volg, gaan jy gehoorsaam wees. Gaan ons kies om liefde te leef, of gaan ons kies om te skelm? Gaan ons kies om diensbaar te wees, om te dien, of gaan ons kies om dik rondom te loop? Gaan ons kies om iemand te help, om daar te wees vir ander, vir ons broers en susters, of kyk ons die ander pad? Die keuse is ons in. Wanneer ons egter kies om die Heilige Gees, kies dat die Heilige Gees ons lei, om ware navolgers van Jesus te wees, begin ons die vrug van die Gees, wat liefde is, uitleef, met al die uitvloeisels van liefde, wat in ons werk, naamlik blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En die kern daarvan is liefde. Want sonder liefde kan jy nie blydskap hê, sonder liefde is daar nie vrede nie. Sonder liefde is daar glad nie verdraagsaamheid en langmoedigheid nie. Sonder liefde is daar nie vriendelikheid nie. Sonder liefde is daar nie goedheid en getrouheid nie. Daar is ook die sagmoedigheid sonder liefde nie. En daar is ook die selfbeheersing sonder liefde nie. En so word ons gedagtes ontskep in die deugde in plaas van vleeslike begeertes. En groei ons om meer soos Jesus te wees. Alhoewel ons weet dat ons in hierdie leeftyd nooit ooit volmaak soos Jesus sal wees en heeltemal soos hy sal wees nie, moet ons nooit ophou om daarna te streef om meer en meer soos hy te word nie. Want hy het immers ons geroep om volmaak en volkome te wees. Jesus het ons daarvoor geroep. Ons lees Matteus 5:48 wat hy sê, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dit is 'n oproep van Jesus aan ons. En daarom moet ons altyd wil aanhou om gehoorsaamheid in gehoorsaamheid te fokus op Jesus en ons in gehoorsaam aan hom te wees. En net soos verkeerde gedagtes en slegte gedagtes gevolg word deur slegte en verkeerde begeertes wat dan lei tot slegte en verkeerde dade. Net so word gedagtes wat gevange geneem is in gehoorsaamheid aan Jesus opgevolg deur 'n begeerte om meer en meer soos hy te word, wat dan uitloop op goeie dade
oftewel deugde, wat die Bybel van praat. Kom ons lees gou Petrus, 2 Petrus 1 vers 2 tot 10. Hy sê daar vir ons, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus. Nou stop ek gou daarso. Genade en vrede vermeerder deur die kennis van God. Dit is belangrik dat ons die Here leer ken met ons alles in ons lewens. Want daardeur is genade en daardeur is vrede ons deel. En met sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Dit is alles uit genade, dit is alles deur hom. Deur die kennis van hom wat ons geroep het om sy volgelinge te wees, om gehoorsaam aan hom te wees, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste kosbare beloftes geskenk het, die ewige lewe, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Daar het ons weer die begeerlikheid, wat die nagevolg van die gedagte is. En juist daarop ook, moet julle met die aanwending van alle ywer by julle geloof voeg deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by lydsaamheid godsvrug. By godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer julle beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel. Daar is 'n pad wat ons moet stap, om te kom by 'n plek waar ons nie gaan struikel nie. Die Here kom maak ons in hierdie skrifgedeelte om alle ywer, dis geesdriftig en toewyding aan te wend, om by die begeerte na die goddelike natuur en ons vertroue op hom en in sy werking in ons lewens, dit is ons geloof, die deugde te voeg wat daarbij pas. Dit is die gewoontes, daai deugde is die gewoontes om 'n hoë morele standaard te handhaaf. Nie beïnvloed te word deur wat in die wêreld wat ons aangaan nie, maar om die hoë morele standaard te handhaaf en regverdig te belewe, omdat ons weet dat hy ons gered het van die sorge van hierdie wêreld en ons sy geregtigheid kom gee het. Met ander woorde, uit ons oorgawe aan hom en ons vertroue in hom, wat dat ons geloof is, kom rig as ons gedagtes om begeertes en dade te lewe wat hom behaag. En vanuit hierdie lewe van ingesteldheid om God te behaag en om te doen wat vir hom behaaglik is, moet ons die diepere kennis van God voeg by wat ons het. Deur die kennis van God, die ons Vader, die kennis van Jesus, ons Verlosser, en die kennis van die Heilige Gees, ons trooster in ons. Deur ywerig tyd in die woord te spandeer. En dan volg selfbeheersing, om ons gedagtes voortdurend gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Jesus. Om te weet, om daai selfbeheersing toe te pas. En die dinge te bedink wat daarvoor is. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, ons gesien, alles wat regverdig en rein is, en alles wat lieflik en loflik is, om daai goeders te bedink. En dan by daai selfbeheersing voeg ons dan met dieselfde geesdrif volharding by, om vas te staan en te weier, om toe te laat dat die struikelblokke, die versoekings en die dinge van hierdie wêreld ons met slegte gedagtes en versoekings oorval en ons te ontspoor en van struik af te bring. En dan voeg ons by die toewyding
Dan fokus my toewyding by die volharding in die godsvrug, deur meer en meer te streef na 'n lewe wat soos Jesus lyk, en minder soos ons self ou mens, en wat die vrug van die Gees in ons lewens laat uitbring en dra, sodat ons dit kan uitleef. En dan as uitvloeisel van die Godvrug, volg broederliefde. En dan moet ons altyd ywerig daarna streef, om vriendelikheid teenoor die mense wat naast aan ons uit te leef. En dan die laaste die deug wat daarop volg, wat daaruit vloei dan, is, volgens hierdie gedeelte is, ons moet geesdriftig byvoeg, naaste liefde. Nou naaste liefde is wanneer ons die ganse mensdom sien deur Jesus se oë. Wanneer ons almal kan sien deur Jesus se oë. Naaste liefde is sekere bewys, is 'n sekere bewys teenoor die wêreld dat ons navolgers van Jesus is. En dat ons gedagtes in lyn is met wie hy is en waarvoor hy ons gaan geroep het. En dit is hoe ons gedagte wêreld moet kry in lyn met God. Moet hy vir ons iets sien, Christus. Ek wil afsluit en vir ons 'n bietjie introspek doen. Kom ons kyk 'n bietjie na onsself binne-in. Ons vra onsself 'n paar vrae. Hoe is ons gedagtes? Sukkel ons nog met slegte gedagtes? Wat ons in versoeking bring? Wat slegte begeertes ontlok? Wat lei na slegte dade? En die dood in onsself bewerk? Of is ons gedagtes gevange geneem in gehoorsaamheid aan God en aan Here Jesus Christus? Bedink ons die dinge op sy vlak. Dink wat daarbo is. Of laat ons die wêreld ons pootjie. Bedink ons die dinge wat waar en eerbaar is, wat reg en regverdig is, wat rein is, wat lieflik en loflik is. As 'n gedagte opkom, weet jy daaraan. Weet jy jou gedagte, is dit lieflik? Is hierdie gedagte loflik? Is daar regverdigheid in hierdie gedagte? Is dit 'n eerbare gedagte wat ek dink? Is ons gedagtes ingestel daarop ons van geloof na deug, na kennis van God, na selfbeheersing oor ons gedagtes, na leidsaamheid, na vasberadenheid oor ons gedagtes, na godsvrug, waar die wêreld die Here in ons kan sien, na broederliefde, waar ons mekaar omhels, mekaar stig, na naaste liefde, waar die wêreld aan buitekant kan sien, jy is 'n kind van God. Ons erken kan word as navolgers van Jesus. Is dit ons gedagtes? Nou as jy vandag voel dat jy sukkel nog met jou gedagtes en jy wil kies om gehoor te gee aan Jesus se roepstem, om hom te volg, alles te los. En jou gedagtes in lyn te kry met sy woord en sy wese. En jou hand wil uitsteek na hom om jou te help om jou gedagtes te lei tot deugde en nie vir slegte dade nie. As dit jou keuse is, want ons het 'n keuse, dan wil ek vra dat jy saam met my staan in gebed. Dat ons Here kan vra, dat Here kan vat en die Here kan vashou om ons te help deur hierdie moeilike tyd. Om beklei, om die regte ding te doen. So almal wat voel hulle wil 'n keuse maak, vir staan op jou voete. Maak 'n keuse. Maak daadwerklik 'n keuse. Kom ons vat 'n tree. Jesus het vir Petrus en vir Andreas en Jakobus en Johannes geroep en hulle het gelos en hulle het gevolg en het gestap en het ding gedoen. Dankie dierbare God, Hemel Vader. Here, U sien elkeen wat voor U staan. Here, ons mense wat met 'n moeilikheid kry met ons gedagte wel, Here.
Here, waar ons fokus op die wêreld is, op die dinge om ons, Here, waar ons die dinge om ons bedink. En waar ons uit eie krag uit ons gedagtes en die versoekinge en die begeerlikhede wil beveg, Here. En ons kom, Here, ons kom gee oor. Here, ons steek ons hand op na U en sê, Vader, gryp ons. Help ons, Here. Lei ons om ons gedagtes in lyn te kry met U, Here. Here, laat ons ook dink die dinge wat daarbo is, Here. Alles wat waar en eerbaar is, Here. Alles wat regverdig is en rein is, alles wat lieflik en loflik is, Here. Help ons, Here, om ons gedagtes en ons geloof in U te laat vorder, Here, dat ons naaste liefde sal uitlewe. Dat ons vasbestoot sal wees, Here, om geken te word as navolgers van U. Here, ons kom gee oor vanoggend in U. En ons vra, Here, dat U vir ons sal lei. Dankie, Here, dat U 'n liefdevolle Vader is, wat ons elke dag uitnooi om by U aan te klop. Here, seën ons dan ook in hierdie dag verder. Bid in die kosbare naam van my koning Jesus. Amen. Ons was 'n plek in